Die verhoog word verryk deur 'n kragtige samewerking. Die geliefde Amanda Strydom en die bekroonde musikale regisseur en pianis Koenraad Rall span kragte saam vir die aangrypende produksie Tilly Matilda. Onder die bekwame leiding van regisseur Christo Davids en met die talentvolle aktrise Jani Swegelaar aan hulle sy, is hierdie 'n produksie wat gehore landwyd roer. En dit is my baie lekker om die twee van julle ook vanmôre hier te hê. Amanda, welkom. Koenraad. Môre Pieter. Ag man, hoe lekker is dit? Ons mekaar so lank laas gesien. Ja, dis lekker. En hier kan ons mekaar vroegoggend. Ja. So in kort, ek weet nie na wie moet ek kyk, ek gaan in die middel kyk. Vertel vir my van Tilly Matilda. Tilly Matilda gaan oor mense, vrouens waarop daar dikwels neergesien word. Hulle is twee prostituie. En die hele setup op die verhoog is 'n straat met 'n bankie en 'n lamppaal. Wat is 'n prostituut nou sonder 'n paal? Verstaan? Ja. En dit is my straat, dit is my gebied. En dan kom hierdie kind daaraan. En van daar af ontwikkel 'n storie en jy begin begrip kry vir hierdie vrouens. Waarom hulle dit doen? Wat is hulle geskiedenisse? Daar's ook 'n diep spirituele ondertoon in die storie. Daar's ook baie stout momente. En ek dink ek dra die kortste miniskirt wat ek nog in my lewe gedra het. Ek het die winkels plat gesoek tot ek een gekry het met 'n ingeboude broekie dat ek nie die gehoor flash nie. So, en ja, Jani ontpop ook daar wanneer ek vir haar aantrek want sy wil nou leer, verstaan jy? En Jani sing ook in die produksie. Beautiful. Wat min mense weet sy kan doen. Koenraad en ek het die musiek geskryf, daar's nuwe liedjies by en dan ook bestaande goed, maar spesifiek vir haar karakter. My karakter is robuust en groot en baie wys. Die kind dan wat daar anders? aankom is onskuldig, inkennig en vir een of ander rede verskriklik bevoeterd en dit sit 'n skuld voor haar. Tot ons haar storie hoor en ek wil nie te veel weggee nie. Nee, ons wil asseblief dit gaan Maar beleef. dan word dit 'n baie aangrypende draai in die storie skielik. Dit klink ook na 'n ernstige stuk en gewoonlik is musiek nie deel van so 'n tipe stuk nie. Hoe het julle besluit, Koenraad, om juis ook musiek hiervan deel te maak? Of deel te hou? Ja, dit was toe ons begin, toe ons Mandy die stuk begin skryf het. Kyk, haar een vrou vertonings is altyd 'n kombinasie van musiek, haar eie musiek met vertelling tussenin wat sy doen. Natuurlik. En toe sy begin skryf hier, en ek moet net gou sê, ons het hierdie hele dinge ek het vreeslik lank aan haar gesit en vir haar gesê, Miss Mandy, jy is die 70-jarige met die mooiste bene in die land. So, mense wil jou bene sien, kan ons En asseblief nou jou kom sit sy bene hier sien? met 'n langbroek vanmôre. Al Toe- vir hoe lank ek moet 'n miniskirt Toe dra? het ons toe nou eventually, en toe Christo Davids toe nou kom met die idee, maar Ja. kom ons maak dit twee prostituties, so sê ek van nou, maar daar sy. Daar gebeur Nou dit kan nou. nou kan jy been wys. Ons het gesit in brainstorm na waaroor moet ons, want Jani nag my nou al van verlede jaar af, of 'n jaar voor dit. Yes. Ek was in een van Reinhard Hugo se programme Net Mens. Ja. En Jani was sy assistent, produksieassistent. En toe het sy al begin, want ek het haar ma gespeel in Binnelanders. Sy noem my nog steeds Mami en ek noem haar Sissie. Dus sy sê Mami, wanneer gaan ons nou iets saam doen? En die eerste aand wat ons vier bymekaar kom, sit ons daar en wonder, nou waaroor moet hierdie storie gaan? Nou hy die minirok natuurlik in gedagte. Christo het so gemaak. Christo is briljant en toe sê hy prostituie. Okay? En dit is altyd vir my as ek 'n titel het of dit is die onderwerp. Soos daai lekker oomblik vir my op skool was as die onderwyser die opsteller se titels vir Ja. jy moet 'n opstel kies en daaroor skryf. Boeta en het ek geskryf. Ek het verlede jaar my linkerskouer gebreek, okay? So nou kan die arm net so hoog nog steeds. Dan kan hy teks met hierdie vinger getik. Daar gaan hy. En dan elke keer dan sê Christo, Miss Mandy, dis te kort. Okay, dan brei ons uit. Wat jy weet. Dan brei ons uit. Na die 5de probeerslag toe sê Christo, dis hy, ons het 'n show. Ja, maar jy wou ook Ja, sê, nee, ek ekskuus, het net terug besef- op die musiek. Ja, ek het besef ek is besig om 'n drama te skryf. Ja. En dit is wat Met die ons een van die vinger. musiekteater, okay? En dis hoekom ek en hy is baie geslyp in musicals, musiekblyspele. Daarom moet die musiek totaal sin maak. Ja. Dit moet so deel wees van die storie dat jy nie verwag
Dit moet nie uitstaan Ja. nie. Dit is die uitroepteken of die komma na 'n stuk dialoog. Jy weet, gaan jy aan. Perfek vir jou. Ja, so toe het ons die musiek so begin saamskryf, so dit het op die ou einde het dit weggegaan van Amanda se tipiese kabaretstyl wat sy altyd doen en dit het toe nou meer amper musical theater soos sy sê geraak, waar dit so deel en onlosmaakbaar van die storielyn is Ja. en dit is waar die musiek toe nou deel geraak het van Weet, dit. daar's van die songs wat ek nou nie byvoorbeeld op my eie kan gaan staan en sing in een van my konserte nie. Dis Maar wat- spesifiek vir Tilly Matilda Ja. geskryf. Wat Jy weet. beautiful is. En dis juist ook hoekom Joannie toe nou die perfekte keuse geword het. Buiten dat sy nou geneg het, maar ek dink daar's 'n lekker chemistry saam met almal van julle op die verhoog. Totaal, want dit is twee teenoorgestelde persoonlikhede en hoe hulle dan uiteindelik by mekaar uitkom, jy weet. Min mense besef wat sekswerkers in hierdie land doen. Ons president het selfs gesê, sex work is also work. Vir baie klante van hierdie vrouens is daai vrou 'n biegmoeder, 'n trooster, iemand wat net luister as hulle net wil praat. En natuurlik 'n plesierdier, jy weet. Kyk nou net hoe dit gegaan. Toe sy daai tema het, daar gaan sy en ek Daar gaan gaan sy. sy, ja. hoorie en ook vertel vir my van die kanna, want nie net is dit nog 'n stuk nie, hier word jy bekroon. Nee, jy kon ons met 'n slap snoek plat slaan. Nee, ons het in 'n beste debuutwerk is ons is vir 2 kannas Ja, benoem. beste musiekteaterstuk en beste debuutwerk. En nou nooit is ons gedink dit natuurlik, gaan- hulle hou mos nou die kannas op 'n landgoed buitekant Franshoek. Baie fancy. En Ja. hulle skryf toe vir ons in 'n e-mail, sou jy nie dit kon bywoon nie, maak asseblief vir ons 'n video met jou toespraak, vir jou bedankingstoespraak. En ek sê toe, slaan ons met 'n slap snoek plat. Ons het dit nou glad nie verwag nie, dat 2 prostituie nou so vereer word. En ek praat namens my, Christo Joannie en Koenraad, baie dankie. Ons sou graag vanaand daar wou wees, maar ons is te arm. Verstaan? En soveel akteurs het vir my kom sê, ons is so bly jy het dit gesien dat daar was. Want hoe moet ons nou van die Van hier Transvaal af. af nou daar af na 'n plaas in Franshoek met ons budgets in elk geval. Daar kom ek nou kyk sit tog voor die TV die aand. Hier kom die WhatsApps deur. Veels geluk. Toe besef ons het gewen. Ja. Maar dit moet lekker wees om te weet dit wat 'n ou doen, dit wat hy ook oor droom en hierdie passie voor het en nooit eers dink aan aftrede nie. Ons het vinnig gepraat voor die tyd ook. Ek meen om 70 te word en nog steeds hierdie ding te doen en so stylvol te kan hanteer. Veral toe ook die skrywer Rihanna Skeepers wat gesê het, dis net so 'n amazing produksie en dit moet natuurlik nog 'n lekker groot veer Ja, nou dit so wat wees. Rihanna geskryf het my laat besef sy het absoluut she got us. Sy het besef wat ek probeer sê met die stuk, jy weet. En Pieter, ek weet nie hoe om te hekel nie. Ek is ook nie goed met brein nie. Ek sal seker staan en sing tot ek omslaan op die verhoog en hy 'n draagbaar ontbied met 'n drip. Maar dit is wat ek doen. En hoe ouer 'n mens word, jy moet nooit ophou leer nie. En dit is heerlik om met jonger mense te werk. Maar baie dankie vir julle kuiertjie. Dis ongelukkig alwaarvoor ons tyd het vandag. Ons sien julle weer môreoggend.